Hallo my liewe boetie en sussie in Christus. Vandag is weer absoluut 'n nuwe dag geskenk deur Abba Vader. Die 11de Maart 2025 spesiaal vir jou en vir my geskenk deur Jesus Christus. Amen. My naam is Daniel Gerben en vandag gaan ons weer 'n bietjie uit God se woord lees en ek bietjie praat oor liefde. En ons gaan kyk daar in Johannes 4. As ons Bybel soen toe blaai, hy sê hierso verse 7, die opskrif sê daar, God is liefde, om God lief te hê en die broeders lief te hê. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. En hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. En as ek net hierdie stukkie lees, dan kan ek maar so 'n bietjie kyk na gevalle waarmee ons sit, man en vrou. Hulle was lief vir mekaar gewees. Nou is daar so 'n haat tussen hulle, maar hy sal sê, ek het God lief, maar ek kan nie my vrou verdra nie. Ek het 'n haat vir my vrou, want dit wat sy gedoen het of gesê het, en so ook teenoorgestelde, waar die vrou en die man mekaar net haat. Maar hulle steek hand op en sê, weet jy wat, ek het God lief. En God se woord sê, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. So ek en jy kan nie daai haat wil hê nie. En dan is die hartseer gedeelte tussen ouers en kinders. Sit met gevalle waar die kinders die ouers net afgeskryf het. Hy wil niks met hulle te doen hê nie. En daai ouers huil, trane loop en wil net met daai kinders weer verenig word. Maar daai kinders wil niks weet van die ouers nie. En dan sit ons met broers teenoor broers of broers teenoor susters. Die haat is so daar. Weet jy, jy kan sê jy kan die atmosfeer met 'n mes sny. Maar ons het ons hande hoog in die lig en ons eer die Here want ons is lief vir God. Hoor wat sê God se woord vir ons as ons omblaai. 1 Johannes 4 vers 20. As iemand sê ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nog nie gesien het nie? Ons is besig om 'n rad voor ons eie oë te draai. Hoe kan ek sê, en ek praat nie nou van die man op die straat of van 'n vreemdeling waar jy met iemand lief het. Ek praat nou hierso van familie. Wat God saam gesit het. Jy kom uit een huisgesin uit. Man en vrou, pa en dogter, ma en seun, boetie en sussie. Die haat wat so in 'n familie is. Ek wil niks van daai broer van my hoor nie. Maar ek het God lief en ek gaan die ewige lewe saam met Jesus Christus lewe. Maar die woord sê, as iemand sê ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nog nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. So wat sê ek vandag? Maak reg. Gaan klop aan jou broer, jou ma, jou kind se deur en maak reg. Want die tyd is naby. Ons leef in 'n tyd waar ons nie in onmin met mekaar kan leef nie. As familie, kom ons kry hierdie goedes reg. En ons vra die Here om ons te lei, sodat ons hierdie goedjies kan in plek kry. Amen. Want onthou net, as ek sê ek het God lief, dan moet ek my ma lief hê. Ek moet my pa lief hê. Ek moet my boetie en sussie lief hê. Kom ons oefen daai ene en ons gaan leef dit uit. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja. Abba Vader, Here baie dankie vir die woord. Ja Here, dit is nie 'n maklike gedeelte nie. Ek weet nie of dit moontlik is nie, maar ek weet alles is moontlik by Jesus Christus. Here, dat U elke persoon nou sal help waar daar onmin in 'n familie is, waar daar nie gepraat word met mekaar nie, waar daar geen liefde nou in 'n huis is nie. Here, dat U nou in elkeen se hart sal werk, dat hulle die strydbult sal begrawe en op 'n nuwe blaadjie sal begin. Here, hou hulle vas, hou hulle trou, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, hier is nie 'n maklike taak nie, maar is nie 'n onmoontlike taak nie. Vat hierdie taak, gaan maak werk daaraan. Julle moet 'n geseënde Dinsdag hê. God bless.